Ek wil vandag 'n storie vertel en ons gesels 'n bietjie oor vrae wat Jesus ons vra. Vir die volgende paar weke gaan ons kyk na die reeks en die tema. Jesus vra vir jou. Wat sal hy jou vra? Wat sal jy antwoord as Jesus vra? En ons kyk 'n bietjie na iemand wat regtig die opstanding nodig gehad het. Ons kyk bietjie na Petrus en hoe Jesus ongelooflike werk in Petrus se lewe kom doen. En hoe belangrik dit was vir Petrus om hierdie werk gedoen te kry in sy lewe. En terwyl ek dit doen, vra ek jou. Kom ons staan met een van ons voete net so bietjie in die lewe van die woord, in hierdie storie. En met die ander voet nooi ek jou, kom staan so bietjie in jou lewe. Soos wat hierdie ding afspeel, sit jy ook 'n bietjie in Petrus se skoene en kyk wat vra die Here jou vandag. Kom ons lees saam. Johannes 21 vers 15 tot 18. Net waar hierdie ding afspeel. Imagine it. Disippels is besig om vis te vang. Wie wil amen sê daarop? Die disippels is besig om vis te vang en hulle kry niks. Ek dink is 'n beautiful oggend. Die son skyn, hulle voel die hitte van die glans van die son op hulle vel. Ek dink die reuk van gedroogde vis op die strande soos mense hulle vis droog en nette skoonmaak. En met die stap 'n man. En hy sê vir hulle, het julle iets gevang? Hulle sê nee, ons het niks gevang nie. Hy sê gooi julle net so 'n bietjie dieper aan die ander kant. En hulle doen dit. Onsaglike klomp vis. Die Bybel is baie spesifiek. Hy sê gaan kyk, ek dink 165 visse. Nog 'n hele klomp vis. Dis baie detail wat hy altyd oor visvang het in die Bybel. Ek love it. En hulle kyk op, maar wie is hierdie man? En hulle sê die disipel wie Jesus baie lief gehad het. Dis Johannes. Want Johannes skryf self hierdie boek. Hy sê toe ons sien, toe sê hy vir Petrus, dis die Here. En ek love vir Petrus. Hy is die laaste een wat agterkom is Jesus, en toe hy agterkom is Jesus, toe spring hy uit die boot uit. Henry, daar's hoop vir jou. Ek dink hy het aan die diepkant van die boot uitgespring. Henry sal weet waarvan ek praat, dis tussen my en hom. Hy spring uit die boot uit, en hy kom pap nat daar by Jesus aan. Hy het dit nodig gehad om by Jesus aan te kom. En kom ons kyk, hoekom was hy so gretig om by Jesus uit te kom. So dis wat gebeur. Jesus vat toe hout, hy maak 'n vuur daar op die strand en hulle braai vis. Is dit nie lekker nie? Wanneer laas het jy saam met Jesus vis gebraai? Hulle braai vis. Toe ek al ontbyt geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Meer as hierdies. Petrus sê vir Jesus, ja Here, U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, gaan versorg my lammers. Jesus vra hom toe 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Ja Here, U weet dat ek U lief het, antwoord Petrus. Jesus sê vir hom, wees 'n herder vir my skape. 'n derde keer vra Jesus hom, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het hartseer geword, omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord Jesus, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, gaan versorg my skape. Sê vir die Here, dankie vir sy woord. Jesus vra vir Petrus 'n baie spesifieke vraag, en ek dink die Here gaan jou vandag vra terwyl jy hier sit. Het jy my lief? Maar by Roog weet ons nou al iets. Ons het nou al geleer. As jy bewus daarvan as Jesus jou 'n vraag vra, is dit nie omdat hy nie die antwoorde ken nie. Stem julle saam? God weet alles. As Jesus jou 'n vraag vra, is dit hy wonder of ken jy die antwoord. Of hy's besig met iets wat hy wil hê jy moet baie mooi oordink. God se rekords is nie uit as hy jou vra hom net sy rekords weer opdateer nie. Nee. As God vir jou 'n vraag vra, en baie keer in die skrif kom God en hy vra. En wanneer hy vra, is dit altyd tot jou voordeel. Ons onthou daai eerste groot vraag wat hy vir die mens gevra het, nê. Adam en Eva stikkend. Hulle is skuldig, hulle is in skande en hulle is kaal. En hulle kruip vir die eerste keer ooit in die lewe vir God weg. En wat gebeur? God stap in die tuin en sê, Adam, waar is jy? God weet waar hy is.
God wil weet, Adam, weet jy waar jy nou is? Weet jy wat gebeur nou in jou lewe met jou? Dis groot. So wanneer Jesus vra, wil ek hê jy moet mooi luister en jy moet noukeurig oplet. Wat vra die Here vir jou? In die geval vra Jesus vir Petrus hierdie ongelooflike vraag. Hy vra vir hom 3 keer. Petrus, het jy my lief? Nou wat weet ons van hierdie vraag? Ons weet dat toe Jesus het vir hom vra, 'n klein rukkie terug, 'n paar dae terug, so 40 dae dink ek nou omtrent waar ons nou trek, maar is ons soos 'n maand gelede, was Petrus by 'n plek waar Jesus verloon het, gesê, ek ken hierdie man nie. Hoeveel keer het Jesus dit vir hom gesê? Hoeveel keer het Petrus dit van Jesus gesê? 3 keer. Hy het hom 3 keer verloon. Nou, hier by die visbraai, sit Jesus en hy kyk hom tussen die ander disippels, hy kyk hom in die oë, hy sê, Petrus, het jy my lief? En hy vra hom 3 keer daai vraag. Wat ons hier sien is, God is besig met iets ongeloofliks. Ek wil hê, jy moet saam met my kyk, en ons gebruik die metafoor vandag, dat God is besig om op Petrus se siel te opereer. Hy is besig om te opereer. Ons gebruik hierdie symbool vandag van God is besig om gesond te maak. En ek wil hê moet saam met my kyk, maar ons moet na 3 goed kyk. Die eerste ding wat ons moet kyk. Wat was die diepte van Petrus se probleem? Hoe siek was hy regtig? En hoe dodelik was sy probleem? Hy het operasie nodig gehad. Die tweede ding wat ons gaan kyk is, wat is die spesifieke operasie wat Petrus doen? Wat Jesus aan Petrus doen? Wat het hy geopereer? Waar het hy geopereer? Hoe het hy dit gedoen? En dan derdens kyk ons na, hoe genees die Here vir Petrus na die operasie? Staan met jou 1 voet in die woord en staan met 1 voet in jou lewe. Eerstens, wat baie, baie belangrik is om te kyk na die diepte van Petrus se probleem. Was nie baie lank terug nie, dat dit Paasnaweek was. En net voor dit, gaan Jesus nog so 'n bietjie verder terug voor Paasnaweek aan. En hy kom by die plek het en ons dink aan Petrus se grootste skande. Petrus het Jesus verloon. 3 keer duidelik gesê, dit was duidelik wat hy gesê het, dit was nie ek nie, ek ken hom nie, ek is nie een van hulle wat saam met hom is nie. Hy het dit gehoor, die mense om hom het dit gehoor, Jesus het dit geweet. Dit was iets wat baie interessant is, en nou hierso, kyk na Petrus se pelle, né? Matteus, Markus, Lukas en Johannes, hulle al 3 skryf hierdie storie in hulle boek. Is interessant. As ek Petrus was, as ek sê, ek dog julle is my pelle. Nou wat julle wil onthou is my foute. En julle almal baie van die ander goed vergeet julle, maar my fout onthou julle. Al 4 evangelies stem presies saam. Petrus het Jesus gedrop. Waarom? Waarom was dit vir hom so groot? Ons moet nou ietsie onthou. Petrus was een van die 12 disippels, ons weet dit. Maar nou moet ons verder weet dat Petrus was nie net een van die 12 nie, Petrus was ook een van die 3. Daar was tye waar Jesus die 3 disippels altyd bietjie verder gevat het as die res van die 12. Onthou julle, hy het hulle gevat na die berg van verheerliking toe, die aand toe hy gebid het, die disippels daar gesê, en hy sê toe vir daai 3, kom julle so bietjie verder saam met my. Kom sit hier en sonder saam af. So wat ons weet van Petrus, hy was kind of klaskaptein van hierdie groep gewees. En Jesus het besondere baie tyd, genade, energie aan Petrus bestee. So hy het baie tyd aan al sy disippels, maar as 3 wat hy uitgesonder het en altyd saam met hom so 'n bietjie verder gegaan het. Ek het altyd gedink dis omdat hulle baie oulik was. Ek begin nou dink is omdat hulle dit baie nodig gehad het. Petrus het hierdie ongelooflike input van Jesus gekry. En dan het hy 'n baie dom ding gedoen. Hy sê voor Petrus, hy sê voor al hierdie disippels, lank voor hierdie, sê hy, die Here sê, ek gaan moet doodgaan. En Petrus sê hierdie woorde, hy sê, Here, ek sal dit nie toelaat nie. Here, ek sal nooit my rug op U draai nie. En dan sê hy, as al hierdies hulle rug op U draai, ek sal dit verseker nie doen nie. So wat sê Petrus eintlik? Hy sê, Here, ek het jou so lief en ek sal my hele lewe en my alles vir jou gee. En weet jy wat? Ek het U liewer as al hierdie ander. Hulle kan nie drop, maar ek sal U nooit in my lewe drop nie. Nou die ander ouens, hulle was nice.
Hulle was great, maar hulle was baie slimmer as Petrus. Hulle was nie so dom om te sê wat Petrus gesê het nie. Petrus was die een wat gesê het, ek sal nie doen wat hierdie klomp gaan doen het nie. Ok, so ons hou hom nou nie in kant, dis wat Petrus gesê het. Nou, interessant, Petrus verloon Jesus 3 keer. Jy weet, as jy dalk 1 keer 'n fout maak, en jy het dit al baie gedoen, dan besef jy, ja, ek weet nie waar dit vandaan gekom het, dit was 'n fout. Dis eintlik nie ek nie. Ek het misluk, ek het 'n fout gemaak, skus julle vergewe my, dis eintlik nie wie ek is nie, ons sal dit verstaan. As jy 2 keer dieselfde fout maak, ja, ek weet nie waar hierdie ding vandaan gekom. Ok. Maar as jy 3 keer na mekaar, nadat jy gewaarsku is, jy gaan dit doen, onwillekeurig kon jy dit nie keer nie, 3 keer na mekaar maak jy dieselfde fout. Dis jy. Dis jy. Petrus, dis jy. Daar is iets in jou, en dit kom uit en dit wys. Iemand het eendag vir my gesê, as iemand vir jou sê, jy's 'n donkie, sê vir hom, gaan vlieg man. As 'n tweede ander persoon na jou toe kom en sê, jy's 'n donkie, dink daaroor. Maar as 'n derde persoon vir jou kom sê, jy's 'n donkie, gaan koop 'n saal. Own iets. Petrus, dit is jy. Nou kom Israels baie belangrik. Petrus is skuldig. Hy verloon Jesus 3 keer. Nou ons leef in 'n baie individualistiese samelewing en niemand sal sleg dink as jy nie 100% loyaal is teenoor dieselfde maatskappy vir die res van jou lewe nie. Ons verstaan dit. Mense tree op in hulle eie belang. In hierdie tyd was dit 'n tyd gewees, 'n samelewing wat gefunksioneer het uit shame and honor. Jou shame moet jy heeltyd manage, jy wil nie shame oor jou bring, oor jou familie bring, of vir enige iemand bring nie, want as jy fout doen, kan al jou mense onder shame kom, en dan beteken dit hulle staan, hulle vlak in die samelewing is verlaag. En dan honor, jy bestuur heeltyd jou honor, jou woord is jou woord, en jou honor is jou honor. En in hierdie tyd was dit baie belangrik, verskriklik belangrik, so belangrik, dat as jy vir iemand gesê het, ek sal saam met jou sterf, ek sal saam met jou tronk toe gaan, ek sal nie soos hierdie ander my rug op jou draai nie, en jy draai jou rug 3 keer op hom, in 'n kultuur van shame and honor, that is unforgivable. It's unforgivable. Dit is op 2 vlakke onvergeeflik. Eerstens is dit diep innerlik onvergeeflik. Jy weet jy skuldig, ek het dit 3 keer gedoen, dit is nie 'n fout nie. Something in me is broken. Dis ek. Dis ek daar. En ek kan myself nie vergewe nie. Dit wat Petrus gedoen het, hy het nie net sy rug op iemand gedraai nie, hy het sy rug gedraai, hoor baie mooi, op die Messias, die redder van die wêreld. Dit was nie vir hom onbekend nie, dit was vir hom baie bekend. Net 'n kort rukkie voor het vra Jesus vir hom, Petrus, wie sê jy is ek? Wie sê julle is ek? Hy sê, dis die Messias, die seun van die lewende God. En wat doen Petrus? 3 keer draai sy rug op die Messias. Dis onvergeeflik vir homself. Hy kan homself nie vergewe nie. Hy kan homself nie vergewe nie. Hy het iets gedoen wat ondenkbaar is. En daai pyn lê baie diep in hom. En dan tweedens is dit uiterlik onvergeeflik. Die mense om hom moes na hom neerkyk. Hy het shame gebring oor sy lewe en oor almal om hom wat hom ken. Mense het na hom gekyk met skuld. En hy het geloop met 'n diep skande. Onvergeeflik. Kan nie herstel nie. Wil jy moet besef saam met my vandag, hoe diep is Petrus se gebrokenheid. En dis met die een voet staan ons in sy lewe, maar met die ander voet staan ek nou in my lewe. Waar is my gebrokenheid? Ek bely ook Christus is die Messias, die redder van die wêreld, opgewek deur die Vader. Ek bely dit. Maar kan dit wees, terwyl ek dit bely, is daar nog stukke in my siel wat nog nie gesond is nie? Dinge in die diepste resesse van my menswees wat ek nie oordink nie, wat in die donkerte agterbly. En ek het ook dalk net 'n baie groot operasie nodig.
Dis twee soorte mense wat vandag hier saam sit. Die een soort sal sê, ja, ek het ook iets dieps, donkers, eina, seer, en ek voel skaam. Ek het ook verkeerd gedoen. Ek voel skaam daaroor. Dan is hier 'n tweede groep, en ek praat met baie genade van die tweede groep. Die tweede groep is 'n groep wat sê, nee, ek is okay. Ek is okay. Ek is alright. Ek is nie heeltemal waar Petrus was nie, en ek dank Here daarvoor. Ek vat ons net, ek net sê, kom staan net gou so 'n bietjie stil. Staan net vir 5 sekondes saam met my stil. Jeremia skryf in Jeremia 17 vers 9. Hy sê, die mens se hart is deur en deur bedrieglik en boos. Die mens se hart is deur en deur bedrieglik en boos. Wie weet regtig hoe sleg dit is? Ek het agtergekom van my, ek weet nie of wie ons ek het agtergekom van my, soms tree ek op, en as ek dit klaar gedoen het, dan sit en dink ek terug, maar kan ek myself 'n kind van die Here noem? Soms dink ek iets, vang ek my in omstandighede of in 'n conversation, en ek dink iets, en is ongenadelik, dink ek aan iets wat ek dink, hoe kan hierdie wees? Ek het al agtergekom dat dit is ook waar van my hart. Soms is my dade minder edel, soms plaas ek myself sentraal wanneer ek God moes sentraal plaas. En weet jy wat, daar is al kere gewees. Daar was al kere gewees waar ek net om myself te red, my rug op iemand anders te sal draai. Dit skuil en dit kruip weg in ons hart, en ons hart bedrieg ons hart wil maak dat ons dink ons is beter as wat ons is, maar weet jy wat? As ek van my praat, dan is ek iemand wat die redder nodig het. Ek het nodig dat Jesus kom opereer in my. En ek dink ek gaan dit nog doen tot die dag wat ek dood is. As hy vir my nou en dan net breaks tussenin kan gee, dat ek weer kan asem skep en weer draai. Maar ek weet, ek het dit ook nodig in my lewe. Petrus se siekte, sy eina en sy seer is baie diep, en daarom moet Jesus nou operasie doen. En Jesus kom reguit. Ek dink hy doen laser-focused surgery. Hy weet presies waar om te gaan. Hy weet presies waar om te gaan. Kom kyk na die operasie wat Jesus doen. Jesus weet presies waar die seer is, en hy gaan direk na die seer toe, maar ek dink dit is baie belangrik om die volgende te noem. Jesus is taaf met Petrus. Dis seer as die mes sny. Dis seer as die mes sny. Jesus is gee nie vir hom 'n free pass nie. Hy kyk vir Petrus 3 keer in die oë en sê, jy het my gedrop. Ja, Here, ek het. Petrus, jy het my alleen gelaat. Ja, Here. Gee nie vir my breek nie. Hy vra 3de keer, Petrus, wat het jy aangevang? Here, I'm broken, God. I'm broken. I'm completely broken. Ja, ons moet een ding verstaan. Genade is verniet, stem julle saam met my. Maar genade is nie goedkoop nie. Die feit dat jy niks vir dit betaal nie, beteken nie, dit het iemand baie gekos nie. Genade het God alles gekos. Alles gekos. Alles gekos. As ek en jy nie 'n diep begrip het van hoe donker ons stikkend en gebrokenheid is nie, dan het ons nie 'n konsep van hoe lief hy ons het nie. Ons het baie van die musiek vanoggend het gegaan oor I'm your beloved. Gegaan oor die liefde vir die Vader wat hy vir ons het. Weet jy wat? As jy nie bewus is van hoe het jy redding nodig gehad nie, kan jy nie begryp hoe lief het God jou nie. Kan jy nie begryp hoe lief het God. Nou is hierdie pragtige skrifvers waar Jesus kom en hy vertel die gelykenis en hy sê, sou jy daar 2 mense wees wat die koning of die regter skuld. Die een skuld hom net 'n bietjie, maar die ander een skuld hom ongelooflik baie. En die koning kom en hy sê, ek skryf julle skuld af. Ek skryf julle skuld af. Wat is dit regter? Ek skryf julle skuld af. En Jesus vra, wat een van daai 2 dink julle het hom die liefste? Sê definitief die een wie hy baie vooraf geskryf het. Jesus sê ja.
Nou wonder ek, wie wil ek wees? Wil ek die een wees met die min sonde wat min lief het? Dis 'n trick question, nee. Of wil ek die een wees met die baie sondes wat baie vergewe is, sodat ek my koning en my meester kan baie lief het? En nou is 'n trick question. Hier's wat ek dink. Ek dink. Wie van ons doen meer sonde as die ander een? Veral as Jesus dit sê, dan weet ons dis nie reg nie. Henry, dis eerder jy, hoor. Ek het jou gesien hoe stamp hy die ou langsom. Weet jy wat dink ek? Die een wat sê ek het baie wat jy moet vergewe. Hy het nie meer of minder gesondig as die een langsom nie. Hy is die een wat dit weet. Hy is die een wat besef, I am broken. As jy op 'n plek is waar jy dink God moet jou van min vergewe, then you possibly still need some work. God moet nog so 'n bietjie aan jou werk. Wanneer ons weet hoe donker en hoe devastating en hoe vernietigend sonde is, wanneer ons dit besef, dan weet ons, God's grace is not cheap. It is very expensive. Dis net ek wat nie vir dit betaal nie. So wanneer Petrus hier begin, kom vat hy daai mes en hy sny dieper en dieper en dieper. Maar nou wil ek hê jy moet kyk, hoe akkuraat is God met sy operasie. So kom ons dink. Wanneer praat Jesus nou met Petrus? Hy praat met hom op die strand, om 'n vuur, om 'n vuur. Wanneer was die laaste keer wat Petrus om 'n vuur gestaan het? Klein rukkie terug. Toe Jesus verloon het. Gaan lees die Bybel. Hy het buitekant om die vuur gestaan, omtrent 2 uur die nag. Al die slawe en al die diensknegte het daar buitekant gestaan om hulle warm te maak by die vuur. En 'n vrou by die vuur, 'n jong meisie by die vuur het gesê, jy was saam met hom. Hy sê, ek ken daai man glad nie. Jesus vat hom terug na waar daai pyn veroorsaak het, terug na die plek toe. Hy sny met die mes direk daar waar die kwaal lê, waar die abses is. Hy kom direk so toe. Kom ons kyk verder wat hy gedoen. Dan, ongelooflik, hoe kom Jesus en hy vra vir Petrus 3 keer, het jy my lief? Want Petrus het hom 3 keer verloon, vra hom 3 keer. Hy vat Petrus direk na die plek toe, in die area toe. Inteendeel, hoor hoe stel Jesus hierdie vraag. Dis incredible, hoor nou. Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Meer as hierdies. Wie is die meer as hierdies? Die hierdies is die ander disippels wat daar sit. En wie is hulle? Hulle is die disippels wat onthou toe Petrus gesê, Here, ek het U liewer as hulle. Hulle gaan die rug op die draai. Ek sal nie my rug op die draai nie. En die Here kom na hom toe en sê, Petrus, really? Jy my liewer as hulle? Jy my liewer as hulle? Dis wat Jesus van vra. Petrus regtig, vra hom weer, Petrus verseker hom toe. Al laat almal in die steek, dit is Matteus 26, dis wat hy gesê het, hy sê, Here, al laat almal in die steek, ek sal dit nooit doen nie. Wow. God vat hom terug na daardie presiese plek toe. Terugsoen toe. Jesus kyk na hom en 3 keer sê hy vir hom, Petrus, jy het my gedrop. Petrus, jy het my misluk. Petrus, jy het jou rug op my gedra. En wat gebeur? En Petrus begin huil. Bybel sê sy hart breek. Waarom? Ek dink is die oomblik toe hy besef wat het hy gedoen. Partykeer is ons goeie so groot, partykeer is ons seer so incredible, partykeer is ons foute so ongelooflik groot, laat ons kom versteek het so ver weg, want ons wil nie eens daaraan dink, ons wil nie daaraan raak nie. Het jy al met mense gekuier, dan noem jy een ding, dan kry jy 'n ongelooflike emosionele reaksie, en jy weet nie waar het vandaan kom nie, weet jy waar vanaf kom het? Maar die goed wat ons bære, diep in ons harte. Ons bære daai goed. En Jesus kom na daai diep ding toe wat hy gebêre het. Hy sny met die mes in dit in. Hy vat hom om 'n vuur. Hy herinner hom wat hy gesê het voorheen en hy kom 3 keer terug na dieselfde plek toe. En hy sê van Petrus, dis presies waar ek jou wil hê. En Petrus se hart breek. Ek wil nou vir jou sê, ons harte moet breek oor ons sonde. Ons hoef nie heeldag daar te wees nie, maar ergens moet jou hart breek. Oor die kere wat jy jou rug draai op Christus.
Ergens moet jy sit en ween vir jou sonde, as ons die effek van dit net verstaan. Ons gaan nie daar stil staan, ons gaan verby dit beweeg, maar ons moet verstaan. Hoe groot is dit? En Christus vat vir Petrus direk na daardie plek toe. God doen 'n groot werk hier, en die groot werk wat hy doen, is nie net so dat Petrus vergewe kan word deur God nie. Die grootste werk wat God doen, hy wil die Petrus moet gesond word, en hier is die ding, en nou vandag praat ek met julle, kom ons staan bietjie met ons voet nou in ons eie lewens. God doen hierdie sodat jy gesond kan word, en weet jy wat is die grootste genesing wat jy nodig het? Is om jouself te vergewe. God het die kapasiteit om jou te vergewe soos dit. Die probleem is, ek en jy sukkel om onsself te vergewe. Ons dink nie ons verdien dit nie, en raai wat? Jy's reg, jy verdien dit nie. En dis hoekom hy het vir jou wil gee. Ongelooflike storie van hoe God kom opereer. Ek wonder wat in jou dra jy? Ek wonder wat 'n shame dra jy? Is jy nie al moeg om dit te dra nie? Wil jy nie God nooi en sê, Here, kom doen ook aan my hierdie werk aan my siel nie? Want hy is bekwaam. Hy's baie bekwame om met jou siel te werk. Hy kom gentle, ek gaan nou vir julle wys hoe genees hy hom. Hy kom gentle en hy werk, maar hy werk ernstig, is harde werk. Maar hy wil hy shame kom wegvat. Jong mense, shame mag nooit plek hê in jou lewe nie. Shame mag nooit plek hê in jou lewe nie. Ek kom agter ons ouer mense, weet jy wat gebeur? Ons druk ons shame so diep weg. Dan probeer ons daarvan vergeet. Maar dis die realiteit. Hy shame waarmee jy loop, is gif, deur 'n ivy drip in jou are. En God wil jou shame verwyder. Hy kom sny dit uit. Hy kom sny dit uit, hy vat dit weg. Hy kom vat dit weg. Kom vat dit weg. Nou, terwyl jy op die operasietafel lê, is dit baie belangrik om te weet. Ons het 'n dokter hier nie gehoor. Jy beweeg nie as hulle aan jou sny nie. Is ek reg? As jy op die operasietafel lê, jy lê stil. Partykeer is dit sonder narkose, né? Dan moet hulle operasie doen. Jy lê doodstil. Want as jy iets verkeerds doen terwyl daar geopereer word, kan jy dit wat fout is baie erger maak. Stem jy saam? Hoor gou wat sê die Bybel. 2 Korintiërs 7 vers 10. 'n incredible woord. Want hartseer volgens die wil van God lei tot inkeer, wat weer lei tot verlossing, waarvoor 'n mens nooit sal spyt wees nie. Daarteenoor lei wêreldse hartseer tot die dood. Hy sê jy kan hartseer wees, Petrus was hartseer. Jy kan op 'n manier hartseer wees wat lei na wat? Is op 'n hoor hy gebruik 'n mooi woord. Hy sê hartseer volgens God. Daar's 'n regte manier om hartseer te wees. Daai hartseer lei na lewe. Dit lei na lewe. En dan is daar 'n manier hoe jy hartseer is, en dis die wêreldse manier van hartseer, en daai hartseer lei net na een ding, en is dood. Hoe is jy hartseer? Hoe is Petrus hartseer? Hoor baie mooi, Petrus doen 'n paar goeders glad nie. Paar goeders glad nie. Petrus, seun van Johannes, het jy my lief? Ja, Here, u weet ek het. Petrus, seun van Johannes, het my lief? Ja, Here, ek het. Derde keer, Petrus, het jy my lief? Here, u weet alles. U weet alles. Weet jy wat hoor ek nie by Petrus se woorde nie? Give me a break. Om selfbejammering, almal pik op my. Hy doen nie dit nie. Nee, hy lê doodstil en hy vat wat Christus vir hom bring. Hy vat wat Christus vir hom wys. Ja, Here, dis ek. Ek het jou gedrop. Ek het jou misluk. Ek het my rug op jou gedraai. Hy own dit. Hy sit met dit en hy own dit, maar wat hy nie doen nie. Hoor mooi wat hy nie doen nie. Hy kom nie en sit nie in die verknogging van sy skande nie. Party van ons is hartseer op 'n manier waar ons onsself afbreek. Petrus is hartseer op 'n manier naby aan Christus, waar hy eintlik opgebou word.
Wees baie versigtig om met jou pyn te loop en so lelik met jouself te wees, ongenaakbaar met jouself te wees, en die duiwelse idees te glo, jy is nie goed genoeg, jy gaan dit nie maak nie, God het jou nie lief nie, jy is nie God se beminde nie, al daai thoughts wat in jou gedagtes inkom, is 'n manier van hartseer wat lei na die dood. Kom ons wees hartseer op God se manier. Ons is gebroke, luister nou baie mooi, baie mense is hartseer, en waaroor is hulle hartseer? As hulle agterkom van hulle skande, hulle pyn en hulle seer, hulle is baie keer hartseer oor die gevolge van hulle foute. Die plek waar hulle nou vind. Petrus is nie daaroor hartseer nie. Petrus is hartseer oor wat hy aan Christus gedoen het in die diepte van sy skande. In die diepte van sy skande. Baie keer as ons uitgevang is, dan is ons hartseer. Want as ons hartseer, ons bevind ons nou op 'n ongemaklike plek. Maar wanneer jy toelaat dat God op jou opereer, dink aan dit wat God doen, dink aan dit wat jy gedoen het, en jy is berou. Nie oor hoe dit jou maak voel nou nie. Jy is berou oor wat dit aan God doen. Sy koninkryk doen. Dit is net iets kleins. Ons beweeg aan. Nou, baie groot. Jesus kom en hy maak vir Petrus gesond. Jesus kom en hy maak vir Petrus gesond, en dit is ongelooflik. Hy het begin salf gee toe hy die eerste snymerk doen. Toe hy die eerste skalpel vat en hy begin sny in Petrus se siel, toe gee hy vir hom die salf al. Hy vra, Petrus, seun, het jy my lief? Petrus sê, Here, ek het U lief, U weet mos. En wat sê hy vir hom? Hy sê vir my die mooiste ding, versorg my lammers. Petrus, het jy my lief? Ja, Here. Wees 'n herder vir my skape. Petrus, het jy my lief? Ja, Here, gaan versorg my skape. Nou, wat beteken dit om 'n herder vir sy skape te wees? God se mense is sy skape. En wat uiteindelik vir Petrus sê is, gaan bedien daai mense en wees 'n leier vir my mense. Wees hulle leier. Die nok my. Die nok my. Die vang my, want weet jy hoekom vang het my? God kyk na Jaco en hy kyk hom in die oë en hy sê, Jaco, jy drop my. Ek bewys dat ek is onbetroubaar. Ek bewys dat ek soms eerder my eie voordeel sal kies as om te lei. Ek bewys dat ek nie altyd opdaag waar ek moet nie. Sê Jesus my, Jaco, jy drop my. Is reg. Nou kan ek jou gebruik. Petrus, jy drop my. Ja, Here. Okay, kom ons doen iets kruidspel. Kom ons doen iets ongeloofliks. Dis nie ons mense werk nie. In 'n shame and honor kultuur. Jy drop my, ja. Uit is jy. Ek sla met jou. Ek sê jou nooit weer vertrou nie. Jy is nie goed genoeg nie, jy het dit nie gemaak nie. En dit is die wonder van hierdie hele gedeelte. God kyk na jou en hy sê, jy drop my. Maar ek sê klaar met jou nie. Kom ons doen iets awesomes. Kom ons doen iets groots. Julle, dit is wat ons noem the good news. Dit is die evangelie. Dit is die storie wat God na my en jou toe bring. In daai dae moes Petrus alles reg doen, sodat hy honor kry, en wanneer hy alles reg doen, dan omdat hy het reg gedoen het, sal die Vader met hom verbind. Jesus sê, daai dae is verby. Ek het gesterf, Petrus, dis nou 'n nuwe era, dis 'n nuwe verbond, dis nou die goeie nuus, dis nie meer, volgens jou dade sal jy aangestel word nie. Nou, raai wat's dit nou? En dit gee vir my soveel hoop. Nie meer op grond van my dade word ek aangestel nie, maar nou word ek aangestel op grond van Christus se dade. That's what we call the new covenant of grace. Can you imagine? Ek staan vandag hiervoor, nie omdat ek het gemaak het nie. Ek staan vandag hiervoor omdat hy dit gemaak het. En dit gee vir my hoop. En ek wonder wat doen dit vir jou, want jy sê dalk, Jaco, nee, jy het nie in my hart gekyk nie, jy het nie gesien hoe groot is die abses nie. Sê jy is doodreg, ek het nie gesien hoe groot is die abses in jou hart vandag nie. Maar ek het gesien hoe groot is my Christus. En ek weet, daar is nie 'n abses waarby hy nie kan uitkom nie. Ek weet dit. It's not about what you do. It's about what he did. That is the good news. Dis hoekom ons hier kan wees.
Wonder of jy jou ook in toemaak net daar waar jy sit. James, kan julle vorentoe kom vir my? Ek wil net daai song weer sing asseblief, You're My Beloved. Ek wonder terwyl jou oë toe is of jy bereid is om God te vertrou ook met jou shame. Jou skande. Weet jy, is moeg gedra hier. Party van dit is al so gewoond geraak aan hierdie pak wat ons dra van skande, dat ons onbewus is hoe dit ons elke dag beïnvloed. Maar jy is nou klaar. Net daar waar jy sit. 'n gebed in jou eie gedagtes, Here. Kom vat my skande ook. Come and take away my shame. Amen. Amen. Liewe gemeente, dankie dat julle saam met ons gekuier het. Dankie almal online, mag die Here regtig waar julle seën hierdie week. Mag jy weet hoe lief die Vader jou het. Mag jy weet hoe lief sy seun Jesus Christus jou het. Kom ons gaan uit met daardie wete. You are God's beloved. Dankie. Daar's 'n lekker koppie koffie daar agter. Gaan kuier daar buitekant op die stoep as jy wil. En ons sien julle weer volgende week. Dankie.